Ja, sê so. Dit reg so. Hier in juist van die Here. Dankie Dominikus dat hy bereid is om vir ons môre die diens te doen. Waardeer dit nogal baie. Dit is nogal 'n werk om genoeg dominees te kry om ons waardeer dit regtig baie. Dankie. Dominee hoor. Daar's net een moeilike gedeelte om te doen. Ek weet nie of julle Marlene Israel en Delina Weyer se broer Wessel Lightfoot geken het nie, die oud rugby speler. Hy is gisterand oorlede. So dis al wat ek regtig het vir julle om af te kondig vanmôre. Dankie Dominee hoor, waardeer. Dankie Raymond. Kan julle almal my hoor? Praat ek hard genoeg of is die klank hard genoeg? Ja, is ek reg? Dankie julle. Ek sien ons het nog so 2 of 3 minute oor. Ek gaan maar begin met die afkondigings en ek wil net vir julle elkeen sê baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Ek weet nie of daar soveel goed vanmôre ook by julle skeef geloop het as by my nie, maar ek is regtig bevoorreg en ek dink is God se bestuuring dat ek ook vanmôre hier by julle die voorreg kan hê om sy woord aan julle te bring. Ons dag het maar of ons oggend het redelik dol begin en daarna by Vooruitsburg het 'n ou met 'n motorfiets amper voor ons ingery en toe 'n kar. So ja, dit was maar 'n môre vol hoe sê mens vol beproewinge gewees. So miskien voel jy ook dalk vanmôre so. Ek wil jy uitnooi om rustig te raak in die huis van die Here. Iedereen elke afkondigings ons kollekte in die kerk gaan nie opgeneem word tydens die diens nie. Is ook van môre ons nagmaalsdiens. So ons gaan dit laat opneem by die deure. Ons gaan dit nie in die kerk opneem nie. Dis die eerste ding waarvan u moet kennis dra of kennis neem. En dan het die Women's World Day of Prayer is om 1300 uur vir 13:15. Hier is nie 'n datum by nie, die 6de Maart, ekskuus. Die 6de Maart dan is Women's World Day of Prayer. Ons sit in die NG Kerk vanaf 1300 uur vir 13:15, 1:15.
En dan as daar net so 'n gedeelte uit Matteus 11 vers 28 tot 30. I will give you rest, come. En dan die laaste afkondiging wat ek by my het, is die maandag Makiti, dis die 27ste Februarie. Dis dan nou by Ficksburg Golfklub. Ek weet nie, moet iemand voor die tyd bespreek of moet hulle maar net opdaag? Opdaag en bespreek, sê Audie so. As jy nog nie bespreek het nie, doen dit gerus. Dit lyk of die heerlike hamburgers en vetkoeke is. So ek dink daar's ietsie seker vir almal om te doen en ek sien daar's 'n 4 km pretstap. Ek weet nie hoekom is dit 4 km nie 5 km nie. Ek spot sommer. Natuurlik vier ons vandag 'n baie belangrike dag ook in ons kerklike rooster of in ons Christelike geloof. En ek wonder of iemand vir my in die gemeente kan sê wat se dag vier ons vandag? Enige iemand, moenie skaam wees nie, asseblief nie. Ek byt net van Maandag af. Sondag byt ek nog nie. Iemand wat vir ons kan sê wat se dag is vandag? Natuurlik vandag verheerliking Sondag. Verheerliking Sondag kyk ons terug na Christus se verheerliking op die berg. Dit is ook vanmôre deel van ons skriflesing en deel van ons preek. En dit kom natuurlik net voordat sy aardse bediening 'n omwenteling of 'n wenteling of 'n daadwerklike pad volg na sy kruisiging toe, na Jerusalem toe. En op die berg natuurlik is teenwoordig Petrus, Jakobus en Johannes, 3 van sy disippels wat dan nou ooggetuie is van sy verheerliking. So met dit dan nou gesê, die inleiding vanmôre en hy dan vanmôre se preek toe is in Johannes 17 sien ons hierdie pragtige woorde waar Jesus bid tot sy Vader en hy bid ook nie net vir die disippels en die gelowiges van daardie tyd nie, maar hy dra ons ook op in daai gebed van almal wat tot geloof sal kom in alle eeue wat sal volg. En hy sê in gedeelte uit Johannes 17, hy sê Vader, die uur het gekom, verheerlik nou u seun sodat die seun u kan verheerlik. Wat is dit ons nou moet omskakel in eenvoudiger Afrikaans of in eenvoudiger verstaanbare taal, dan beteken dit laat dit wat ek is en wie u is nou ten volle geopenbaar word. Dis natuurlik aan die kruis en aan sy opstanding en dit stop nie daar nie. Dis ook dan die uitstorting van die Heilige Gees, Christus wat dan nou in die regterhand van God sit, die almagtige Vader, van waar hy sou kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat gesterf het. Dis ook sy wederkoms en dan die ewige heerlikheid saam met hom. Begin dus aan die kruis, maar dit stop nie daar nie. En ons word dan getuies ook dan van sy opstanding. Ek wil nou voordat ons die gedeelte gaan saam lees, miskien dalk net met u gesels en dalk net die kinders vanaf vorentoe roep. Jy sal sien die gedeelte van die teks praat ons van praat die teks van versinsels en legendes en in die 2020 vertaling van fabels. So ek wil vanmôre gou die kinders net na vorentoe roep en dan gaan ons so 'n bietjie gesels en dan gaan hulle weer teruggaan en dan gaan ek vir Wessel vra voordat ons skriflesing doen om vir ons uit Matteus 16 vers 27 en 28 net voor te lees, want dit is ook 'n gedeelte wat 'n bietjie meer lig werp op die onderwerp. So al die kinders, kom asseblief, kom vorentoe. Kom ons kry mekaar hier onder. Moenie skaam wees nie. Staan hier so by my. Draai sommer om, maar kyk julle soontoe. Julle moet eintlik voor my staan want hier's mense wat lipstiffies het en ek is bang hulle gooi. Nou sê gou vir my, nee. Hierdie berg hier agter die dorp, wat is sy naam? Weet julle? In Piraniberg. Is dit nie die Piranha berge nie? Ek het gehoor as die Piranha berge. Julle weet waar kry hy sy naam vandaan? Hier was vroeër jare was die piranha visse in die Meelspruitdam. Julle geweet?
Het julle al geswem aan daai dam? Jo, niks julle gebyt nie. Alright, nou hierdie daai wat ek nou vertel is 'n fabel. Dis eintlik nie die waarheid nie, nê. Want die Imperani berg kry sy naam nie van die piranhas in Meelspruit dam nie. Hy kry sy naam van 'n Besotho kryger wat hier was wat sy naam Imperani was. Dis waar die berg sy naam van gekry het, nê. Alright. Maar nou wil ek wil vir julle huiswerk gee. Kyk julle paas en ma's sit hier so. Hulle skryf so lank neer. Dis eintlik huiswerk vir hulle. Want in Deuteronomium staan, wat staan in Deuteronomium? Dis die wet. In die wet staan dat God sal tot in die 3de en die 4de geslag van die wat nie vir hom lief is en die wat hom haat, die sal hy straf. Maar tot in die 1000ste geslag van die wat hom lief het, sal hy seën. Nou ek wil weet, volgende Sondag, moet julle vir my kom vertel wat dit beteken. Maar dis eintlik julle ma's en pa's se huiswerk. OK. En dan die laaste vraag. Julle moet gaan uitvind of dit waar is. Hulle sê by OVK, as jy 'n Ford bakkie koop, dan kry jy 200 liter olie saam met hom, gratis. OK. So julle sal nou vir my volgende week kom vertel. Alright, dankie, julle kan maar gaan sit. Nou ja, gelukkig het niemand my gegooi met iets nie. Miskien later. 2 Petrus is geskryf aan die gemeentes in noordelike dele van Turkye, daai tyd Klein-Asië. En die doel van die brief was gewees om dwaalleringe die hok te slaan. Dwaalleringe wat voorgekom het was die bevraagteken van Christus se wederkoms. En dit is grootendeels die tema van die brief van 2 Petrus. Dit is geskryf in ongeveer 65 na Christus. Dit is geskryf van 'n Joodse gehoor, 'n gemengde gehoor van Jode wat Christus volgelinge geword het, en dan ook 'n nie-Joodse gehoor wat waarskynlik bestaan uit 'n klomp Kelte en 'n mengsel van Romeine en Grieke. En as ons die tema van die brief kan opsom in miskien een sin, dan sal dit sê: verwerp alle vals leringe, groei en hou vas aan die kennis van Christus, aan die waarhede van die profesie en die woord, soos deur die Gees aan ons geopenbaar word. Volhard en wees gereed vir sy wederkoms. Terwyl julle geduldig wag daarvoor, laat julle geloofde aan die godsvrug van liefde dra, wat blom vir mekaar en alle mense, soos Christus se liefde vir julle geblom het en steeds blom. Ons leef in 'n wêreld van stories, en elke dag hoor ons stories in ons lewe. Ons hoor boerdery stories, jagstories, kinderstories, tankmy stories. Ons hoor ook geloof en Bybelstories. Vandag as jy elke Facebook blad oopmaak, of elke TikTok bladsy oopmaak, is dit vol profeseë, vol vals leringe. En dis nie net endemies in ons tyd nie. Petrus en Paulus het ook daarmee geworstel. En ander vroeë kerkvaders het hulle hande vol gehad om die vals leringe, fabels, versinsels en mites die hok te slaan. Soms voel dit vir my asof ons net nie genoeg kennis het om dit hok te slaan nie. Myns insiens is die grootste bedreiging van die Christelike kerk vandag nie Islam nie of ander gelowe nie, maar valse leringe en die gebrek van lidmate om die waarheid te onderskei. Mense lees nie meer hulle Bybels nie. Hulle weet nie meer wat hulle bely het nie. Hulle ken nie meer die Heidelbergse katekismes en die Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou ek kom preek nie vanmôre net vir julle nie. Ek kom preek ook vir myself. Want ek het ook al die fout begaan om op iets te comment op 'n Facebook bladsy en te sê wel gedaan, mooi gestel,
sonder om verder te gaan lees en dit te toets aan die waarheid van God se woord. Liberale teologie, die stellings dat Christus nie werklik en fisies uit die dood uit opgestaan het nie, is deesdae aanvaarbare praktyke van geloof. Elkeen kan dan maar glo daaroor soos wat hy dink. Sy wederkoms word as 'n groot gevoel of 'n innerlike geestelike gebeure afgemaak en nie werklik as 'n werklike goddelike kosmiese verwagting nie. Met hierdie in die agtergrond wil ek ons erediens begin. En ek wil vra dat ons almal stil raak en dink oor wat ek gesê het en miskien het jy ook al in soos teruggetrap. Kom ons dink daaroor. Kom ons raak stil en ons luister wat sê God vandag vir ons uit sy woord. Ek gaan so 'n paar oomblikke van stilte gee en dan gaan ons net so bly sit en dan gaan ons sing as 'n toewydingslied, lied 168 vers 1. Heilige Jesus, ons gaan net vers 1 sing en jy kan net so stil sit en dan sing ons dit. Kom ons buig ons hoofde in gebed en ek gee so 'n paar oomblikke van stilte. Amen. Aan God die Vader wat van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Amen. Geliefdes, God kom groet elkeen van julle vanmôre met hierdie woorde. Genade en vrede vir julle van hom wat is, was en van kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die eersgeborene en betroubare getuienis uit die dood wat heers oor alle konings van die heelal. Kom ons staan en dan sing ons nou saam as loflied 175 Majesteit, glanslike heerlikheid. Ons wil Jesus die koning hulde bewys. Kom ons staan en sing ons dit heerlik saam.
Ek wil u uitnooi om as jy jou Bybel by jou het, ek lees vir ons vanmôre uit die 83 vertaling uit, 2 Petrus vanaf hoofstuk 1 vanaf vers 16 tot en met vers 21. In my Bybel is dit op bladsy 1258. Ek gaan ook net vir Wessel 'n geleentheid gee om vir ons uit Matteus uit te lees. Matteus 16 vers 27 tot 28. Voor hy dit doen, gaan ek vra dat kom ons sluit net ons oë in gebed. Here, ons vra dat die Heilige Gees, die Gees van waarheid wat ons tot geloof gebring het, Here, ook vir ons vanmôre die woord oopbreek. En Here, seën elkeen wat getrou volgens die woord lewe en leef. Spreek, Here, u dienaars luister. Amen. Ja, dit is te kort vir jou. Ja. Ek lees vir julle voor in Matteus 16 vers 27 tot 28. Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien nie. Dankie, Wessel. Die vooraf gedeeltes gebeur net voordat die disippels saam met Jesus na die berg van verheerliking of die heilige berg op is. En waar hulle sy verheerliking aanskou het en as jy mooi geluister het na die gedeelte, dan praat hulle hier reeds al van Christus se wederkoms. En dan natuurlik sê hy, maak hy 'n stelling in die laaste vers om te sê dat hulle sal sy heerlikheid van hulle wat hier is en nog lewe, sal sy heerlikheid en sy konings heerskappy beleef. Nou as jy gaan kyk na die kommentare, Bybelkommentare, dan is daar hoofsaaklike twee gebeurtenisse wat hulle die teoloë dit aan toeskryf. Die een is natuurlik die verheerliking waar die 3 disippels teenwoordig was om God die Vader se openbaring wat hy aan hulle bekend gemaak het deur Christus te aanskou. En natuurlik is die ander deel van die verheerliking dan nou Christus se kruisiging en dan sy opstanding uit die dood uit die Sondag. So daar is die 2 vernaamste gedeeltes wat teoloë daai teksgedeelte aan toeskryf om te sê dit is wat dit beteken. Ek gaan lees van ons vanaf vers 16. Die opskrif in my Bybel in die 2020 vertaling is dit ietsie anderste. Skryf dit anderste, maar die opskrif in die 83 vertaling sê die heerlikheid van Christus en die boodskap van die profete. Vanaf vers 16: Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die allerhoogste majesteit gesê het: Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Tot sover toe. En natuurlik
is die verheerliking op die berg is nie net in 2 Petrus opgeteken as 'n getuienis nie. Ons lees ook daarvan in die evangelies van Matteus, Markus en Lukas. En alhoewel die evangelies ook die verskyning van Moses en Elia beskryf, fokus Petrus meer op die verheerliking van Christus. Dit is vir hom die belangrikste in hierdie konteks om daarop te vestig. Nou vers 16 sê hy, die hele gedeelte, dis presies hierdie vraag wat Petrus wil hokslaan, hierdie dwaalleringe oor Christus se wederkoms. En vra wat ontstaan is die evangelie regtig waar? So baie sê Christus kom nie meer nie. Hulle leef losbandig asof daar geen oordeel sal wees. En dan in vers 16 slaan hy hierdie dwaalleringe eintlik, ek wil al sê met 'n spotterende gewys, slaan hy dit hok om te sê, ons glo nie in fabels en legendes en versinsels nie. Ons het dit self gesien. Ons het sy majesteit gesien. Hy begin dus hierdie gedeelte met 'n verwerping van die dwaalleringe oor Christus se wederkoms. Dan praat hy ook hier van Christus se krag. Krag wat hy hier beskryf is Christus se almag. Verkondig van Jesus se majesteit, sy heerlikheid, wie hy is en sy wederkoms is nie gebou op versinsels, legendes of slim stories nie. Reeds al na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag begin die disippels dit verkondig. Christus wat uit die dood uit opgestaan het, wat verheerlik is, sit aan die regterhand van God as heerser oor die hele al en wat weer sal kom om te oordeel. Liefdes, jy sien die wêreld waarin Petrus is, die gehoor wat na hom luister, is deels Joods en deels nie Joods. Die Jode kom uit 'n agtergrond uit van geloof en denke van God wat homself fisies aan hulle geopenbaar het, van die Exodus af regdeur tot in Openbaring. Jy sien, God Moses die volk uit Egipte het gelei het 'n wolkkolom in die dag voor hulle uitgetrek en in die nag 'n vuurkolom. En God se teenwoordigheid was altyd by hulle gewees. Paulus skryf in 1 Korintiërs, die Jode soek tekens en die Grieke soek na wysheid. En ook spotterenderwys skryf Paulus, hoe slim was julle gewees as julle nie God se wysheid aan die kruis kon raak sien nie. Julle het gesoek vir tekens en die Grieke het gesoek vir wysheid. Jy sien, hulle kom uit 'n mitologie, uit 'n geloofsdenke van filosofies dink, uit verhale van Zeus, Diana, waar voor 'n tempel gebou is in Efese. Hulle kom uit 'n milieu uit wat hulle glo aan gode wat heen en weer beweeg tussen die aarde en die hemel. Tussen dan wat hulle sou dink die hemel sou wees of hiernamaals. Hulle gaan van die veronderstelling uit dat die ander verstaan nie diep genoeg nie. Julle dink te eenvoudig. Die waarheid lê agter die woorde en versteek in die teks. Petrus se teologie en sy getuienis is nie gebaseer op slim idees of uitgedinkte fabels of legendes nie. Hy sê nee, ons was daar, ons het dit gesien. Hulle was saam met Jesus gewees, toe hy vir hulle gesê het, ek gaan weg om vir julle plek voor te berei by die Vader, en ek kom terug om julle weer te kom haal. Sien op die plek waar hulle gestaan het, toe Christus opgevaar het na die hemel, staan die engel by hulle en sê, Galileërs, wat staar julle so en kyk?
na hom wat opvaar, want soos wat hy opvaar, so sal hy weer kom. Petrus kom verklaar hier weer van wat op die berg gebeur het. Hy sê, ons het hom gesien in al sy majesteit en al sy glorie, al sy glansryke magtigheid. Nie net van hom gehoor nie, nie net oor hom nagedink nie, of van dit gehoor nie. Nee, ons was ooggetuies. Ons het sy majesteit gesien. Psalm 2 vers 6 tot 7 skryf dit, is dit 'n profesie van God wat sy seun erken as die koning van die heelal wat hom salf op die heilige berg. Petrus kom sê hierso, ons is subjektiewe getuies. Ons het nie daarvan gehoor of by ander daarvan verneem nie. Nee, ons het dit gesien. Vers 17 en 18 staan, hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dit is my geliefde seun oor wie ek myself verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom die heilige berg was. Dis nou nie net meer 'n ooggetuies nie, dis nou ook 'n hoorgetuies. Jy sien, hierdie gedeelte kom ook, ons lees daarvan toe Johannes die Doper Christus doop. En toe hy opkom uit die water uit, het daar duif op hom neergedaal in die vorm van die Heilige Gees. Dieselfde stem wat toe uit die hemel uitgekom het en dit kom bevestig het, is nou weer hier. God is weer hier teenwoordig. Die ons waarvan hy praat is natuurlik Jakobus en Johannes wat saam met hom hier op hierdie berg is. Jy sien, daar het iets gebeur wat ons as mense nie kan verklaar nie. Dit se goddelik Christus is verheerlik voor hulle. Die woord wat in Grieks gebruik word in die evangelies, dui op metamorfose. Nou die kinders sal weet, hulle sal miskien beter vir julle kan verduidelik as ek, wat dit beteken. En dit beteken om iets van binne af radikaal verander. Die Engelse woord beskryf dit amper beter. Hulle praat van 'n transfiguration. Christus wat uit homself uit die lig uitstraal, die evangelies beskryf het, hulle sê dit so helder soos son. Sy klere spierwit. Hy is verheerlik voor hulle. Hy is nie meer die nederige koning van die Jode nie. Hy is nou die verheerlikte koning van die heelal. Die heerser oor alle magte, die wat gesien word en die wat nie gesien kan word nie. Sy disippels openbaar, hy sê vir hulle, aan my is gegee al die mag in die hemel en ook op die aarde. Die stem is 'n objektiewe getuienis van vroeër wat Johannes toe Jesus gedoop het, dieselfde stem ook verskyn het. Dieselfde stem wat by Jesus se doop gehoor is, dieselfde bevestinge van sy geliefde seun. Hier gebeur iets ongeloofliks belangrik. Wat hulle sien en wat hulle hoor, stem volkome saam met wat God reeds deur sy woord in die profeseë geopenbaar het. Ons kan al van lees in Psalm 2, ons lees al van in Psalm 119 en ons lees daarvan Jesaja en Jeremia, al die profetiese vooruitskouing van wat sou kom. Dit gebeur nou hier voor hulle oë. Die Messias is God se seun. En hy is nie 'n nuwe plan nie. Hy was nog altyd God se plan van alle ewigheid af. Moses en Elia se verskyning is nie toevallig nie. Die wet en die profete getuig saam. Moses word verteenwoordig deur die wet en Elia deur die profete. Dieselfde wat ons hier sien gebeur, hoor ons ook in Matteus 22 vers 40, waar die skrifgeleerde vir Christus vra en vir hom sê, wat is die grootste gebod? En waar hy vir hom sê, die hele wet en die profete saamgevoeg in 2 gebooie. Om die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, jou hele verstand, met alles wat in jou is. Die
tweede wat daarmee gelyk staan en saamgaan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Eintlik wat hy hier vir hulle sê is, kyk na my, ek het alles kom vervul. Die wolk is God se teenwoordigheid, soos in die woestyn, omvou en openbaar dit sy teenwoordigheid. In die evangelie staan, Moses en Elia se verskyning verdwyn en die wolk bo oor die disippels tot stand gekom. En dieselfde stem wat nou vroeër gesê het, hierdie is my seun waaroor ek myself verheug, sê vir hulle, hierdie is my uitverkorene, luister na hom. En hier word dit bevestig, die koning van die heelal staan voor hulle. Jy sien in 'n wêreld van die Romeinse ryk, waar 2 of 3 getuies nodig was om die waarheid te bevestig, gee God nie net genoeg nie, hy gee oorvloedige bevestiging aan die 3. Vers 19. Christus is 'n lig in 'n donker wêreld. In Johannes lees ons, die woord was by God gewees, die woord was God gewees, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Die profetiese woord word nog sterker bevestig met wat hier voor hulle gebeur. Wat hulle op die berg gesien het, maak die woord nog meer helderder. Die woord is soos 'n lamp in 'n donker plek. Is Christus wat die wêreld betree het. Hy is die lig van die wêreld. Hy is die lig wat die duisternis kom verdryf. Die woord het vlees geword en dit wat die Vader van alle ewigheid deur sy woord geopenbaar het, vind nou gestalte in Christus. Hy is my uitverkorene. Luister na hom. God se woord bly die lig vir ons voete. In 'n duistere wêreld hou dit ons op koers, totdat die dag aanbreek, totdat die môrester opkom. Die môrester is natuurlik die planeet Venus wat elke oggend voor sonopkoms in die ooste verskyn. Die vergelyking kom dan ook hier met die môrester om te sê, dag as Christus weer verskyn, met sy wederkoms, is hy soos die son, wanneer die lig, die duisternis verdwyn en nooit sal ondergaan. Ons lees daarvan in Openbaring 21, wat skryf, die lam sal die lig wees vir die nasies. Daar sal geen dag en nag meer wees nie. Die lig sal vir ewig skyn. Dan sluit hierdie gedeelte af met die Heilige Gees. Hy sê dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Geen profesie het ontstaan uit menslike of slim interpretasies nie. Die skrif is nie produk van 'n menslike wysheid of kreatiwiteit nie. Dit is God se woord in mensetaal wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat die woord geïnspireer het, is die Gees wat dit vandag ook vir ons oopbreek. Dieselfde Gees wat my en jou oortuig het van ons sonde, wat ons in liefde tot geloof gebring het, wat ons vasgebind het aan Christus, hou ons ook vas aan Christus. Die Gees is soos die wind wat 'n seilskip vorentoe dryf. Die Gees hou ons koers vas en op koers. Hy hou ons vas
in ons geloof tot die dag van Christus se wederkoms, tot die dag van ons eie verheerliking. Ek sluit af. Geliefdes, ons geloof is nie soos ander gelowe gebou op versinsels, fabels of legendes nie. Dis nie iets waaroor ons hoef te wonder nie. Daar is genoeg subjektiewe en objektiewe waarhede in die Bybel. Ons wonder nie meer nie. Ons weet. Amen. Kom sluit ons oë in gebed. Here, dankie dat U vir ons U woord kom gee het, Here. Dankie dat U die volle openbaring van God die Vader hier op aarde was. En dankie vir die getuienis. Die getuies wat dit opgeteken het, Here. Elke gebeure, elke profesie kan ons na toe teruggaan, Here. En ons kan ons lewe daarvolgens rig en inrig. Here, dankie dat U die volkome onderhouding van die wet was. Want self kan ons die wet nie onderhou nie, Here. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees geskenk het, wat nou ook nie net by ons is nie, maar in ons is, Here, wat ons lei in waarheid, Here. Dankie dat die waarheid wat in ons is, Here, wat die Heilige Gees in ons gebring het, al hierdie valse profesieë en leringe kan weerlê. Here, help ons om terug te gaan na die vaste fondamente toe, wat die profete en wat die woord vir ons gebring het. Dat ons daarin sal lewe, Here, en dat ons tot die einde toe sal volhard in ons geloof. Here, dankie dat U ons saambind as een algemene Christelike kerk reg oor die wêreld. Ons sien uit na U wederkoms. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen in die naam van alle name. Here Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, ek gaan vra dat ons net so bly sit en dan gaan ons sing ter voorbereiding van die nagmaalstafel. Eet die brood, drink die wyn. Ons gaan dit 2 keer sing. Ek wil vra dat die mense wat by die tafel kom sit sommer na vorentoe beweeg asseblief. Ek wil vra voordat ek begin om die nagmaalsformulier voor te lees, aan die kinders wat vir ons gaan help vanmôre om die tekens uit te deel, sommer gou na vorentoe kom en vir ons help om dit uit te deel. Daar nie kinders wat hier is om 1. Asseblief julle kom ons help gou, dankie. Asseblief as jy vrymoedigheid het om nagmaal te gebruik daar in jou gemeente, as jy miskien dalk 'n besoeker is,
nooi ons julle uit en julle is baie welkom om dit saam te gebruik. Wat dan is? Ja. Jy reg. Dankie. Jy reg. Lekker. Dankie. Miskien dalk net 'n aanduiding kry het almal van die brood ontvang. Steek net jou hand op as jy nie gekry het nie. Almal van die wyn ontvang. Dankie. Dit lyk asof almal gekry het. Ek wil vanmôre iets vra as jy dalk langs jou vrou sit of langs jou metgesel sit vanmôre. Gaan die brood breek. Gee jy jou brood vir haar en sy haar brood vir jou. Dan sê julle vir mekaar, as jy alleen is, sê dit vir jouself. Noem jou naam. Jou naam soos myne Tinus is, dan sê jy Tinus van Reden. Hier is Jesus Christus se brood, sy liggaam gebreek vir jou. Christus se liggaam gebreek vir jou. Dieselfde met die wyn,
Christus se bloed gegiet vir jou. Kom ons sê dit vir mekaar. Kom ons dink daaroor. Kom ons neem dit in. Dis 'n heilige moment. Ek begin dan vir ons deur die nagmaalsformulier voor te lees. Ek gaan vir julle brood breek. Ekskuus. Die Here Jesus het voor sy kruisiging die Vrydagoggend by die Paasmaaltyd saam met sy disippels aan tafel gesit, net voordat hy in Getsemane teen die Olyfberg gaan bid en daarna deur Judas verraai en deur Petrus verloon sou word en toe gevange geneem is. Daar tydens die laaste avondmaal het hy brood geneem en nadat hy God gedank het daarvoor, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis." Net so ook het hy die beker geneem en gesê: "Hierdie is die beker, is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Die betekenis van die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar ons telkens nadink oor die eenheid tussen Christus en ons, sy kerk en die betekenis daarvan. Die nagmaal is vir ons 'n gedagtenismaaltyd, 'n maaltyd waar tydens ons nadink oor wat Christus alles vir ons gedoen het. Die nagmaal is 'n waarborg, 'n vaste sekerheid van die verlossing wat ons in Jesus Christus het. In die nagmaal vier ons geloofsgemeenskap met die Here en met mekaar en kyk ook daarmee vooruit na ons ewige lewe wat ons in God het en eendag in al sy volheid en heerlikheid gaan belewe wanneer ons gaan aansit by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Bo alles is die nagmaal vir ons ook sowel 'n vreugdefees as 'n fees van groot dankbaarheid vir die genade wat ons in Christus het. In die nagmaal nooi God ons uit om sy genade en verlossing in Christus feestelik te vier, daaroor bly te wees en opnuut daarvan verseker te word. Dit is belangrik vir ons om onsself te ondersoek voordat ons die nagmaal gebruik. Om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen van ons eers sal stil word en onsself in die teenwoordigheid van die Here sal ondersoek, voor ons die brood eet en die wyn drink. Kom ons dink na oor ons manier van lewe voor die Here en kom ons erken dit. Daar is baie kere oortredinge en sondes waar ons met ons gedagtes, met woorde, met dade of met verkeerde gesindheid en ingesteldheid oortree het. Daar is ook baie keer tye en geleenthede waar ons versuim en nagelaat het om werklik te lewe soos wat God wil hê ons moet. Ook tye en geleenthede waarin ons God, onsself en ons medemens bitter teleurgestel het deur ons lewenswyse. Laat ons dan hieroor nadink en hieroor opreg voor God verootmoedig. Kom ons elkeen doen nou belydenis van ons sonde voor die Here. Ek gaan so 'n paar oomblikke van stilte gee en dan sal ek dit onderbreek met amen en dan kan jy net so bly staan. Dan gaan ons sing lied 510 genade onbeskryflik groot. En ons gaan sing daarvan verse 1 tot 4, al 4 verse. Kom ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee. Amen. Kom ons bly net so sit en dan sing ons lied 510, verse 1 tot 4.
Elkeen wat 'n ware berou en opregte geloof jou toevlug geneem het tot die Jesus Christus, jou enigste verlosser, verkondig die woord van God vanmôre aan jou, die vergifnis van sonde. Psalm 103 vers 12 staan daar geskryf: so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Kom ons sit so, of kom ons staan, as vir die voorlees van die apostoliese geloofsbelijdenis. Jy kan net so bly staan, ek gaan dit vir ons voorlees. Kom ons staan. Asseblief julle. Ons doen belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof saam met die kerk van alle eeue en oor die hele wêreld. Daarna sal ek vir ons 'n tafelgebed doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Vader wat in die hemel is, deur u liefde nooi u ons vandag om die tekens van die genade en versoening te ontvang. Jesus Christus, u wat vir ons sondes gesterf het, u nooi ons almal om te kom aansit by die nagmaalstafel. Daarom bid ons nou tot u, die lewende watergewer, les ons dors en vul ons opnuut met die Gees. Here, wanneer ons nou die brood en die wyn, die tekens van die liggaam en die bloed sal gebruik, ons die diepste ootmoed met opregtheid dit sal doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. U kan maar sit. Die brood wat ons breek is die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Christus se liggaam gebreek vir jou. 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 Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome vergewing en versoening van jou sonde. Christus se bloed vir jou. Christus se bloed vir jou. Christus se bloed vir jou. So 'n paar oomblikke van stilte gee. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, Here, dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar wat deur sy kruisiging en opstanding uit die graf
ons sondes gedra het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dankie dat U ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie genade, vergifnis en verlossing met U te kan deel. Here ons God, ons bid dat U deur die Gees ons sal help om voortdurend te groei in opregte geloof in U en in eenheid met Christus en ons medegelowiges. Dit tot seën van die wêreld wat nog van U moet hoor. Ons dank U van harte nou dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is en bid dat U deur die onweerstaanbare werking van die Heilige Gees U doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons se lewens sal bereik. Amen. Ek wil vra dat julle almal julle se plekke gaan neem. Gemeente, ek wil vra dat ons staan en dan sluit ons af met lied 478 van vers 1 tot 4. Die lied se naam is Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die heelal herskep deur woord en gees. Verloner is op aarde dat hy sy volke kan wees. Kom ons staan en sing ons dit hartlik saam. Daarna kan jy bly staan vir die uitseën.
Die Here stuur julle uit om in hierdie wêreld getuienis te wees van wat julle weet. Ontvang nou die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus sal met julle almal bly van nou af tot in ewigheid.